Kerklewe. Wat kan julle my vertel van kerklewe? Ek praat nou nie net van die wat ons moet kom en ons moet die Here aanbid met alles wat binne in ons is en ons moet ons naaste lief hê soos onsself nie en ons moet nagmaal bedien nie en ons moet vir mekaar bid nie en daai goed. Dit is nie waarvan ek praat. Ek praat van ons, ek dink daar soos 3 afdelings wat ek oor gaan praat vanmôre ten opsigte van kerklewe is en baie gaan daaroor die Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees of wat is hy veronderstel om te doen binne in my en jou sodat ek en jy hom kan verstaan? Want ek glo nie ons almal weet presies wat dit is wat die Heilige Gees binne in ons doen nie. En baie keer kom ons op baie punt in ons lewe of in 'n dag se tyd ekskuus tog, wat ons kom en dan wip ons. Dit is ons natuurlik. Ons word ook kwaad, né? Maar die Here sê vir ons, ja, jy kan kwaad word, maar moenie Sondag as jy kwaad word. Dit is dit, maar partykeer dink ek, my en jou as wedergebore kinders van die Here, ons persepsie wat ons het ten opsigte van kerklewe is nie heeltemal alright. Want ons beweeg nie in die grenslyne van die Heilige Gees. Onthou, ek en jy is veronderstel om in die grenslyne van die Heilige Gees te kan bly. Ons moet hierso wees, waar dit oop is, waar ons kan loop, waar die Heilige Gees ons wil laat loop. Ons kan nie hier kom en oor hierdie banke begin struikel en dit nie, maar dan weet ons, maar luister, ons is op die verkeerde plek. Ons is op die verkeerde plek. En ons opvangs na die Here toe, raak dan 'n bietjie deur mekaar, dan is dit soos die son wat skyn, en daar kom wolke tussen die son in. Die son skyn nog steeds, maar daar's iets iewerste wat iets blokkeer, wat ons nie die sonstrale kan voel. Kom, is dit nie so nie? Ja, en ek weet as ons nou kom en ons begin, as dit so is in ons trek, ek weet ons, ek het ook baie vis gevang, en ons trek die hemp uit as dit bewolk is, dan brand die eerste wat waks uit jou uit. Dit is nou maar net so. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Ek gaan nou dit vir jou lees. Die kerk leef haar lewe in eenheid. Die kerk, dit is nie die gebou nie, dit is ons. Leef haar lewe in eenheid met Christus en in die krag van die Heilige Gees. Die kerk is geroep tot wederwysige liefde, heilige lewe en aanbidding. Kom ons kyk, ons begin. Die kerk leef sy lewe in eenheid met Christus. Nou kom ons en ons kyk en ons sien 1 Korintiërs 1 vers 30. Hy sê maar deur hom, onthou die kerk leef in Christus, né? Die kerk leef in Christus. Ons het Christus nodig. En Christus leef in die kerk. Wie is die kerk? Wie is dan net om te wat aan? Wie is die kerk? Dis ons. Dis nie die gebou nie. Dit is die eklesia. Dit is die by mekaar kom van ons as 'n gemeente, vir ons as wedergebore kinders van die Here. Hy sê maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Kom ons kyk gou net, ek wil nou daai woord wysheid. Wat beteken dit as hy sê wat vir ons geword het wysheid uit God? Wat beteken dit? Die woord van die Here, as ons hom lees, dan sê hy vir ons, as jy wysheid kort kom, bid dit van my af, en ek sal dit vir jou gee. Nou wil ek jou vra, wanneer laas het jy absoluut vir wysheid gebid? Of maak jy maar staat op jou eie verstand? En by the way, hy is nie altyd alright of reg. So, het jy al 'n foto gemaak?
baie. En deur ons foute probeer ons leer, maar as ons weer op 'n punt kom, dan sien ons dat ek presies dieselfde fout weer gemaak. Want ek en jy sukkel mos om te leer, né? Kom, ons sukkel om te leer. Kom ons kyk. Ons as gelowiges word ook met Christus verenig in die doop, Galasiërs 3:27. Hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle ook met Christus bekleed. Nou as ek en jy met Christus bekleed is, hoe moet ons gedra? Kom, wie wil antwoord? Soos Christus. Soos Christus. Ons moet vir Christus nie oneer aandoen met ons lewenswandel nie. Ons moet hom eer aandoen. Exactly. Ons kan nie Christus se naam, ek kan nie dit verstaan nie. Ek kan nie dit verstaan nie. Gaan kyk na die sosiale media, gaan kyk na televisies, gaan kyk na alles en jy sal hoor hoe word die naam van die Here Jesus Christus, ons verlosser, as 'n ydelle naam gebruik, as 'n vloekwoord gebruik. Hulle sal nie die duiwel se naam roep nie. Hulle sal my en jou God, Jesus Christus, ons verlosser, se naam roep en dit gebruik as 'n skelwoord. Wat is skande? Wat is skande? Die kerk leef sy lewe in die krag van die Heilige Gees. Kom ons kyk. Die Gees leef in die kerk. Romeine 8 vers 9 tot 11. Hy sê, julle is egter nie in die vlees nie. Mense, ons moet ophou om in die vlees te lewe. Ons moet ophou om net in die vlees te probeer dink. En ons moet begin om in die Gees te opereer. Want as ek en jy in die Gees opereer, dan kom ons nader aan God, nader aan die Heilige Gees, nader aan Jesus Christus. Hy sê, as naamlik die Gees van God in julle woon die Gees van God in my en jou. Maar dan moet ons so gedra. Dan moet ons so gedra, asof die Gees van God binne in ons is. Ons moet so lewe, dat mense wat om ons is kan sien, maar die persoon is 'n wedergebore kind van die Here. Hy sê, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Hy sê, maar as Christus in julle is, dan is ons liggame, ons vlees, dood, wat weer die sonde. Maar die Gees is lewe, wat weer die geregtigheid. So, as ons, gaan terug asseblief, as ons in Christus is, dan is ons dood vir die sonde. Ons is dood vir die sonde. Maar die Gees is lewe. Okay? En as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Is dit nie 'n liedjie wat ons ook sing? As die Gees, as daai Gees, wat Jesus opgewek het uit die dood, binne in my en jou lewe, hoe anders, sê dit alleen, sal ons ewig lewe, en dan sal ons nie anders kan, as om Jesus na te strewe. Kom, let wel, ek sê nie, ons gaan nie foute maak nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie, een van ons gaan nie val nie. Ons gaan val, hoor wat ek vir jou vertel, ons gaan val. Maar dis nie hoe jy val, dit is hoe jy opstaan. En ons kan net opstaan deur die krag van God wat ons optel. Deur die Heilige Gees. Dis dit. Ek en jy kan nie opstaan uit onsself nie.
Ons kan nie, want ek en jy is 100, nee, ek en jy is 1000% afhanklik van die Gees van God, wat binne my en jou woon, om te kan lewe. Om te kan lewe. Handelinge 1 vers 4 tot 5. Die Gees word aan die kerk gegee. Daar is sekere goed wat gebeur, wat ons nou van deurkyk. Hy sê, toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het. Wie hou daarvan om te wag? Niemand hou daarvan om te wag. Kom nou. Onthou nou, ek sê weer, antwoorde op gebede is 3. 'n rooie, 'n groene en 'n geel. Of 'n oranje een. Dis ja en nee, ons kan dit verstaan. Maar as die antwoord kom en sê, wag 'n bietjie, dan is die hel behoorlik los. Want ek wil nie wag nie. Ek wil net ja of nee. In die meeste van die tyd wil ek net hoor ja. Ek wil net hoor ja. Ja, en nou, ek wil julle 'n uitdaging gee. Gaan met ek praat nou van met ernstige wroeginge wat jy het. Gaan notuleer en gaan skryf, ek het dit gedoen. En gaan skryf neer, gaan skryf vir die Here 'n brief. Ek het 'n boekie wat ek het daai gebede inskryf. Dan vra ek vir die Here om my te help met dit en dat en dit en dat en dit en dat. En na so 'n klompie maande, dan vat ek daai boek en dan begin ek weer van voor af. Dan lees ek, dan dink ek, Here, ek is so bly hy het gebed beantwoord. Want dit is absoluut, dit so absoluut chaoties gewees. Maar dan kom ek ook en sien ek hoe die Here kom. En van lang al voordat ek hy gebed neergeskryf het hy gekom en hy die werkinge, want hy het geweet wat lang voordat ek geweet het, wat is die begeerte van my hart. En dan stel hy die plan in werking en die ratte begin beweeg oralste. Maande terug al. Dan kom ek en dan sê, wow, ek het gister die gebed neergeskryf en vandag het die Here om antwoord hoe dit gewerk. En as ons gaan terugkyk, so dan sien ek, Here, U is net awesome. U is net awesome. U is net awesome. Vers 5. Hy sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Nie lang na hierdie dag. Sê ek ook, die Gees verseël die kerk. Ons kyk, Efesiërs 1 vers 13. Hy sê, wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, dit is jou Jesus wat vir my en jou gesterf het, en wie julle nadat julle ook geglo het, hoor daarso, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So met ander woorde, ek en jy is verseël. Ons word toegemaak. Die Gees lei die kerk. Openbaring 2 vers 7. Hy sê, wie jy hoor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. As nog 'n ding wat die Gees doen, is die Gees kom onderrig ons. Die Gees kom leer ons. 1 Korintiërs 2 vers 13. Hy sê, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat met menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees doen, sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge kan vergelyk. Ek en jy kan nie 'n appel vat en 'n peer vat
en dit met mekaar vergelyk nie. Of druiwe vat en wat lemoene vat en dit met mekaar vergelyk nie. Ons kan nie ons vlees met die gees van God vergelyk nie. Dit gaan nie by mekaar uitkom nie. Want die vlees wil ander dinge doen as wat die gees vir ons sê om te doen. En wat ons veronderstel is om te doen. Sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge kan vergelyk. Die Gees heilig op die kerk. Romeine 15:16. Hy sê om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees. 'n Dienaar van die evangelie van God. Sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, hoor daarso, geheilig deur die Heilige Gees. Daar die kerk hier ag, die Gees kyk ook gawes aan die kerk, aan ons as mense, 1 Korintiërs 12:17, 12:7, ekskuus. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Maar baie van ons, praat van geestelike oë, baie van ons hou ons geestelike oë toe. Want ons kyk en ons lewe net in die natuur. Dit is 'n probleem. Kom ons kyk bietjie na die kerk as gemeenskap. As 'n gemeenskap van wederwysige liefde, 1 Tessalonisense 5:11. Hy sê daarom bemoedig mekaar, bou die een die ander teenoor op, soos julle dan ook doen. Nou, hoeveel keer breek ons mekaar af? En dis nie te sê, as ek van Stefan praat, wat hy dit hoor. Hoeveel keer breek ons mekaar af? Ja, maar jy doen dit, en jy doen dit, en jy doen dit, en jy doen dit, of hy doen dit, of sy doen dit, of dit is sis, en dit is so, en daai is daai, en daai is daai. Wat gaan aan? Het julle my nog hoor? Maak op jou hoor. Daar is hy nou, ja, weet nie myself klaar. Bemoedig mekaar, bou mekaar op, soos wat julle ook doen. As 'n gemeenskap van gewone mense, kom ons kyk, hierdie ding, hoe dit moet rond. 1 Korintiërs 1:26-27, kom ons haal hom maar af. Nou sal hy werk, nee. Ja, nou sal hy werk. Hy sê, maar let op, julle roeping broeders, julle is nie baie wyse na die fees nie, nou baie magtig is, nie baie edel is. Volgende vers sê, hy sê, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. Met ander woorde, dis die mense wat in die vlees lewe, wat dink hulle is slim, en hulle is wys. Hy sê, maar, hy sê, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. As ek en jy goddelike wysheid het, is ons wyser as die beste mens wat in die vlees lewe. Hoekom? Want ons het goddelike wysheid ontvang. En wat 'n ander wysheid wil ek en jy hê behalwe goddelike wysheid? Ons het dit nie nodig. As 'n gemeenskap van gewone mense, kom ons kyk, eerste plek sê ek vir jou, die kerk is 'n uitverkore volk. Ons het voor het ek vir julle gewys, dat ek en jy is verseël deur die Heilige Gees. Kom ons kyk 1 Petrus 2:9. Hy sê, maar as julle uitverkore, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van Jesus, wat julle in die duisternis uitgeroep het tot sy wonderbaarlike lig. Dit was die kerk as 'n uitverkore volk, die kerk as 'n heilige volk.
Kom ons kyk. Hebreërs 12:14. Hy sê jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, hoor mooi daar. En die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Dit is wat dit is. Die kerk is ook 'n afgesonderde volk. 2 Korintiërs 7:1. Hy sê terwyl ons dan hierdie belofte het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Nou vraag, wat is fout met ons, laat ons dit nie doen? Wat is fout met ons? Weet julle wat? Ons kan 6 maande die Here dien en ons gaan 30 jaar die Here dien. Maar dis nie te sê ons gaan die Here sien nie. Daar is voorwaardes aan verbonde. Ek en jy is veronderstel om heiligmaking in die vrees van God te volbring. Dit is wat ons veronderstel is. Die kerk as 'n hemelse volk, kom ons kyk Johannes 17 vers 14 tot 16. Hy sê ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat omdat hulle nie van die wêreld is, net soos ek nie in die wêreld is. Dis Jesus wat daar praat. Hy sê ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose sal bewaar. Is dit nie awesome dat Jesus Christus op aarde is, op aarde wandel en hy sê ek bid nie dat jy hulle moet uit die wêreld uitvat, maar bewaar hulle van die bose. Ek en jy as wedergebore kind van die Here kan ons nie toelaat dat ons ore uitleen na die Satan en sy gesandte toe. Ons kan dit nie toelaat. Ons kan nie toelaat dat ons gedagtes vervuil en besoedel deur kinderstories en gemorspraatjies. Amen, Betanie. Amen. Ons kan dit nie toelaat. Ons kan dit nie toelaat. As jy nou af, nou gaan ek anders doen, nou gaan ons moet lees. Ons sê nie, jy is nou gevrywaar van die res van die boodskap. Kom aan, nou kan jy by die liefie gaan sit. Nou kom ons kyk. Waar was ek nou gewees? Wanneer was ek sakkie? Kom jy? Oor die kerk, daar sê, dankie Johannes 17, wie dit nou gesê. Jy is allemaal verskriklik skerp hoor. Jy sê ek een poesman, he. Let op, let op. Hy sê in vers, dit is vers 14, hy sê, ek het hulle die woord gegee, die wêreld het hulle gehaat. Hy sê, omdat hulle nie van die wêreld is, net soos ek nie van die wêreld is, dit is Jesus. Hy sê, ek bid nie dat jy hulle in die wêreld wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose sal bewaar. Hoor nou hierso. Hy sê, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek ook nie van die wêreld is. Ek en jy is nie van die wêreld, want ons is skoongewas en geheilig deur die bloed van die lam. Dier gekoop, absoluut, dier gekoop. Nou kom ek en ek gaan afsluit met hierdie stukkie. Hy sê die leiding van die kerk, mense ons moet weet, die mense hou ons dop, die wêreld hou ons dop, ons moet weet, hulle gaan vir die geringste dingetjie maak nie saak wat hulle maak nie. Vir die geringste dingetjie gaan hulle sê, o, ek dog, jy's 'n kind van die Here en kyk hoe maak jy. Onthou nou, almal kan foute maak, behalwe kinders van die Here. Hoor mooi wat ek vir jou sê, want die wêreld hou nie mekaar dop nie, want hulle is gewoond aan hulle sondige nature.
Hulle hou die wedergebore kinders van die Here dop om te kyk, waar maak jy 'n fout? En as jy daar 'n fout maak, nee, dan ry ons daai fout. Luister nou. En as jy 'n prediker is, wees baie versigtig. Net so. En dis nie klippe. Dis klippe. En nie van waar nie, van wedergebore kinders van die Here af. Amen. Hoor mooi. Want ons is baie vinnig te sê, hey, hierso. Absoluut, my dan, absoluut. Ja, maar partykeer voel ek ook soos Jesus dat hy die sweep gaan vleg het. En partykeer voel ons maar so, nee, dan dink ons alright, ons laat ek sê nee, maar ons dit nou maar liewerste, laat die Here dit maar liewerste gaan uitsorteer, dan is dit klaar. Ons kan gaan en ons kan daai mense, daai persone aan die Here opdra. En hoor wat ek nou vir jou sê. Dis baie beter as ek vir Sakkie of vir Johan of vir wie, whoever ook al bid en sê, Here, sort net hierdie ding uit asseblief, voordat ek dit gaan uitsorteer, want ek gaan nie nie regkom nie. Ja, hulle hoor daar, hulle gaan my klas slaan, hè. Hulle wys sommer klaar. Ons gaan baklei. Johannes 16 vers 33 sê, hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Luister hierso. As die woord van die Here sê, Jesus sê, daar gaan verdrukking kom, moet ons so ongeduldig en ongemaklik raak as daar verdrukking kom nie. Ons het mos die Gees van God binne in ons wat ons kan help. Kom nou, ons wil nie altyd na hom luister nie. Ons wil eerder na Stefan luister. Dit is hoe dit is. Ons wil na iemand anders te luister. Filippense 3 vers 10. Ek en jy moet deelname ook hê aan die lyding van Christus. Hy sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ek lees die laaste versie, Jakobus 1 vers 12, sê, lyding is 'n pad na glorie. Hy sê, luister hierso, salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets, dis man en vrou, nee, onthou nou, ek het nou vir julle verduidelik, wat is die woorde, soos wat dit in Grieks en Hebreëus is. Hy sê, salig is die man wat versoeking verdra, amper sê ek verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Luister. Het jy die Here lief? Okay. Hoekom? Ek moet my woordkeuse nou reg kry hierso. Hoekom is ons dan so verskriklik stout? Onthou weer wat ek sê. Hoekom doen ons sonde? Omdat dit lekker is. Omdat dit lekker is. Ons staan hier so, ons kom by mekaar. Ons lees ons Bybel, ons bid elke dag. En ons glo aan ons God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar ons wil nog steeds nie luister. Ons hoor, maar ons luister.
Wat is luister? Kom, wat is luister? Om gehoorsaam te wees, met ander woorde, jy hoor iets en daar moet 'n aksie plaasvind. Anders te hoor jy net, ja ek hoor, ja, soep, net so, daar. Dis eintlik verskriklik as 'n mens dink, dat ons so baie mense is, nee, en daar is 'n gat, hierdie kant, daai kant toe, hierdie kant toe. Want daar is niks wat daar vaslaan daar tussenin. Veral as dit kom by ons eie begeertes en ons eie verlange en ons eie wellust, dan hoor ons absoluut niks van die Here af. Maar dan wil ons net hê wat ons wil hê. Ek gaan jou vra, staan op. Jy wat kan, staan op. En ek gaan jou vra, jy moet 'n bietjie beweeg, maak so, kom, maak so. Ja, buk. O, julle het ruggrate. Nou kom ons kry 'n geestelike ruggraat ook. Kom ons kry 'n geestelike ruggraat, wat ons kan vasstaan in die naam van Jesus. Amen. Halleluja. Nou, jy kan die sitplekke neem. Dankie julle. Here, ons loof en ons prys die wonderlike naam vir dit wat U vir ons weer vandag gedoen het. Ons weet dit was 'n bietjie anderste as gewoonlik, maar dit is nog steeds die waarheid en die woordheid. En ons loof en ons prys die wonderlike naam. Dankie Here vir elkeen wat hier so is. En waar ons sal uitgaan, die naprediker sal die Heilige Gees wees. En hy sal jou kom herinner aan dit wat jy veronderstel is om te doen. In die naam van Jesus Christus. Amen.